Welkom by dag 5 van Pinkster in jou huis. Vanaand gaan ons bietjie gesels oor die gawes van die Gees. En ons lees daarvan in 1 Korintiërs 12 vanaf vers 8 tot 10. Dit sê die volgende: Want aan die een word die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerlei tale, aan 'n ander uitleg van tale. So Paulus maak dit baie duidelik dat ons wel die gawes van die Gees het. Maar ek wil ons aandag bietjie skuif na wat volgende staan. So die rede hoekom ek dit wil doen is om klem te sit op hoekom ons die gawes van die Gees het. Wat is die rede daarvoor? Wat is die punt daarvan? Ons lees verder in 1 Korintiërs 12 vanaf vers 12 dat die gawes van die Gees gebruik word om eenheid in die liggaam van Christus te bereik en te versterk. Verder lees ons ook in 1 Korintiërs 13, ons almal ken dit as die hoofstuk van liefde, dat in die konteks van gawes van die Gees en eenheid in die liggaam van Christus, dat as ons nie liefde het nie, het ons niks. Ek wil julle vanaand uitnooi. Kom ons gesels oor watse gawes glo jy het God vir jou gegee. Tweedens, hoe kan jy daai gawes gebruik om 'n verskil te maak daar waar God jou geplaas het? En elke liewe een van ons is iewers geplaas. Dit kan in die werksplek wees, kan by die skool wees, of selfs in die universiteit. En dit lei my na my volgende vraag toe. Waar kan jy help om eenheid in die liggaam van Christus te bring? En ek sluit af met hierdie. Is daar iets wat jou terughou, indien dit die geval is, om in jou gawes in te stap? Kom ons bid saam daaroor, en kom ons vertrou God bo alles anders, dat hy ons sal vul met sy liefde, sodat ons deur sy liefde in die gawes van die Gees kan wandel. Mag almal 'n geseënde aand hê.